Middag julle, ons sluit net weer ons oë asseblief. Here Jesus, ek kom vanmiddag en ek wil net vir u kom sê dat vanmiddag is ek in u hand. En u het soveel dinge kom ingee en vir my soveel dinge kom leer met die voorbereiding en ook deur dit lewe. Maar Here, ek wil vandag vir u kom sê, ek gee dit alles vir u terug en ek vra vir u dat u dit sal laat uitkom soos wat u dit wil uitkom. Dankie Here dat u vir elkeen wat vandag hier sit, vir my en elke een van my boeties en sissies, dat u vir ons elkeen so lief het. En Here, die wonder van u liefde is dat u vir ons lief gehad het toe ons nog sondaars was. Here, ons toestand het nie u liefde bepaal nie, maar u liefde was so sterk en het so sterk gebrand, dat u deurgebreek het in ons sondige bestaan en dat u seun kom gee het, sodat ons kan vrykom en sodat ons in die lig en in die lewe kan kom. Here, u liefde is vir ons onbegryplik. Ons kan dit nie verstaan nie en baie keer wonder 'n mens, hoe kan? Maar Here, vandag wil ons net sê dankie. Ons hoef dit nie te verstaan nie, ons moet dit net aanvaar. En dankie dat u ook hierdie selfde liefde in ons harte kom uitstort, sodat ons weer na ander kan kyk, soos wat u na ons kyk. En dat ons ook kan verbykyk mekaar se toestande en dat ons met Jesus oogies en harte uitreik na mekaar en geloofsoë kan sien wat God kan doen in ons boeties en sissies se lewe. En dankie dat u reeds met die Gees wind in elkeen se lewe kom waai het. Miskien hierdie naweek, dan is daar maar net sommer so 'n rukwind, 'n stormwind in ons binneste. Maar Here, help vir ons om dit nie net weer laat verbygaan nie, maar om ag te slaan op dit wat u kom doen, dit wat u wil doen. Here, u doen die werk, maar u wil ons moet antwoord op dit wat u kom doen het. En help ons om ons lewe totaal in u hande toe te vertrou. Want u weet die beste. Dankie Here, ons eer u en ons loof u. In Jesus se naam. Amen. Ek praat nou vandag oor die breë en die smal weg. Nee? Nou, ek gaan 'n stukkie uit die woord uit. Smaf julle hier opsit. My tegniese man daar net gou kry. Dit kom uit Matteus. Matteus hoofstuk 7. En daarvandaan is ook die tema van ons saam wees vandag. Skus tog. En dan kon ek hier by my. Die opskrif daar is nou die eerste gedeelte. Die 2 paaie gaan deur die noupoort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd. En die pad daarheen is breed. En die wat daardeur ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou. En die pad daarheen smal. En die wat dit kry is min. Hier word 'n opdrag gegee, gaan deur die noupoort. En dan word hier vir ons vertel van die breë poort, so daar's 2 poorte, en elkeen van ons, as ons gebore word, dan is ons op die breë pad. Ons is by die breë poort, en ons loop die breë pad. Of
En die Here wil hê ons moet op 'n punt kom wat ons inkom by die nou-poort. Maar dis nie die einde van die pad nie. Die nou-poort is net die ingang tot die pad. En dit is waar die wedergeboorte plaasvind, waar ons 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus het en waar ons gees nuut gebore word en lewendig gemaak word. Maar dan sê die Here vir ons, as jy hier by die poort ingegaan het, is daar 'n pad wat jy moet loop. En vanmiddag gaan ek nou vanoggend meer praat oor daai pad wat ons moet loop. Hierdie smal pad. En die wat dit kry, is min. Want dit vra van ons. Dit vra 'n prys as ons hierdie pad voluit wil loop of gaan loop. Elke dag vra die Here van ons iets. Ek gaan of wil jy nie net gou een van die breë poort net opsit asseblief? Sommer net 2 prentjies om vir julle 'n idee te gee van 'n miskien kan jy hom maar net so skuif. Eers die onderkant. So daar is 'n breë poort en dan gaan die mense daar deur en jy kan maar afverlaat kom. En dan loop daar baie mense. Ek het eintlik 'n ander prentjie ook geteken wat daar's dit kreool somme van mense. En my prentjie wat ek het is eintlik daar's mense wat lag en hulle besef nie hulle toestand op daai pad nie. Daar's mense wat hartseer is, maar hulle weet nie waarheen om te gaan nie. Allerhande mense, maar almal van daai mense se pad, se uiteinde is die ewige verderf. Dit is die hel, vir altyd sonder God, vir ewig verlore. Dit is die einde van daai pad. En die smal weg, wil jy gou vir die ander enetjie wys? Ons kan sien, daar is so 'n nou poort, 'n klein ingang, nie? En van Here net gesê, en ons weet dit ook, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by Vader uit, behalwe deur hom nie. En dan sê Jesus, maar niemand kom ook by my uit, as Vader hom nie getrek het nie. So, daar is 'n groot werk wat God besig is om te doen, om vir jou daarin te kry. Oom Pieter het gister gesê, ons besef nie wat God alles doen, of reeds gedoen het, om ons hier te kry nie. Hy was aan die werk, want jy was niemand wat hier is geforseer om hier te wees nie. Dink jy so nie. So God het dit in jou gewil om hier te wil wees. En God het 'n honger in mense gesit, as ek in my groepie kom gisterand geluister het, daar was nie een wat nie deur dit wat hy gesê het en dit wat uitgekom het, getoon het dat daar nie 'n honger is nie. En dit is wat God reeds begin doen het in jou. Hy het 'n honger in jou gesit. Ek wil gou ietsie daar verder, ek dink sommer, wat het een keer gesê, van sy vrou, het nou kort 'n babietjie gehad. Maar daar, voordat baie keer, as mense swanger is, baie vroue vind dit eers uit op 3 maande. Nee, ek was nou nog nie swanger, maar hulle vind dit op 3 maande uit. En baie vroue gaan na hospitaal toe, vir 'n appendix, nou kom haar babietjie. Ek weet van die een vrou wat, sy het nie besef, sy is nou fris, sy het nie geweet, dis 'n baba wat in haar is nie. Maar dan kom die baba uit, en God is besig in 'n proses. Jy raak bewus op 3 maande jy is swanger. Jy raak miskien nou bewus, daar's iets aan die gebeur in jou lewe, maar God is lankal in jou lewe besig. En dan kom dit tot by die nuwe geboorte. En ons kan net by daai poort ingaan deur Jesus Christus. En dan die pad. Dit is min mense op hierdie pad. En Jesus, toe hy gepraat het op 'n stadium met die Jode, en hy vertel vir hulle van die eise van hierdie pad,
dat ons so moet sy liggaam eet en sy bloed moet drink, en dit wil sê ons moet ook bereid wees om te ly en swaar te kry op hierdie pad, so deel wees van hom en vra van ons iets. En toe was daar van die manne wat saam geloop het omgedraai gesê, ons is nie bereid om hierdie pad te loop nie. So mense sal agterkom, daar loop al minder mense wat besef, maar die koste raak nog groot, ek moet nou aflê, ek moet nou neerlê, dit kan nie nou meer ek wees en die Here nie, dit kan lankal nie meer ek wees nie. Paulus het gesê, hy moet meer word en ek moet minder word, nie? En later is dit eintlik, hy moet alles word en ek moet niks word. En daai van, Here, ek moet niks word, laat baie mense omdraai. Want ek wil eintlik so die laaste stukkie, wil ek net so een lyntjie maak. Want is net jy en God. Is net jy in God, in Christus. Want Christus kan nie ten volle sy lewe deur jou en my lewe as ek en jy nie gesterf het nie. So hierdie pad, ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat, dit is eintlik nie net ek het by die kruis uitgekom en Jesus het vir my gesterf nie, maar ek loop nou agter Jesus, die gekruisigde, wat oorwin, wat het die dood oorwin, hy het opgestaan, hy sit aan die regterhand van God, maar ek loop dieselfde pad. Jesus sê, as jy nie bereid is om jou kruis op te neem en my te volg nie, as jy nie geskik om my disipel te wees nie. So, die pad vra van ons om ons kruis op te neem. Dit beteken, as jy met 'n kruis op jou loop, sê het, ek gaan sterf. Sodat aan die einde jy kan sê, ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Hierdie lewe wat ek nou lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God. Dit is nie uit myself uit nie. En dit is tot waar God vir ons wil hê. Totaal in afhanklikheid van hom, in eenheid met hom. Nie meer my gedagtes nie. Nie meer my emosies wat bepaal nie, maar God se gedagtes, dit is wat ek glo. Al sê die werklikheid vir my iets anders, as God so sê, dan sê ek kies om te glo wat God van my sê. Ek kies om in 'n omstandigheid, wat dit dalk menslik sleg lyk, onmoontlik lyk, dan kies ek om te sê, ek glo wat God sê, niks is vir hom onmoontlik nie. Aan die bitter einde sê jy, ek hou vas aan God. Dit is wanneer ons so een met God geword het. En dit is die pad waarop God vir ons wil roep. Ek gaan nog vir Jerome release, baie dankie, ek kan maar afsit. En die pad, die einde van die pad, is die ewige lewe saam met Christus, die hemel. Eintlik het ons al die ewige lewe ontvang by die begin van die pad. Van die Here het nou vanoggend so mooi gewys. Die gees wat ons nou nuut geword het, nuut gebore geword het, en die siel wat sê, dit is my wil, my denke en emosies, dit wat ek voel, dit wat ek dink, en die liggaam, hierdie boksie waarin ek is, waarin ek gaan wees, dankie Sharam. En nou, as ons hier by die begin van die pad kom, dan sê Jesus, eintlik, wat al klaar gebeur het, as God nou na ons kyk, wanneer ons by hier gekom het, waar die gees lewendig geword het, nie? En God kyk na ons, kyk hy na die bloed van sy seun, en hy sien volmaak, vergewe, sonder sonde, vry, myne, perfek, geliefd, geliefde dogter, sy is myne, sy is my seun, want God kyk deur die bloed van Jesus, deur die pad wat Jesus geloop het, tot by die kruis, kyk God nou na ons toe,
want ons het die kruis van Jesus aanvaar in ons lewe. En nou kyk Jesus, God kyk nou na ons, deur sy seun. Maar, nou sê julle vir my, maar ek doen hom nog baie dinge verkeerd. Nee, is dit so? As ek dan nou so volmaak is, en in my verstand kom dan nog denke wat nie altyd goed is wat ek wil deel met mense nie, want hulle gaan glad nie impress wees met my nie. Nee? Hier kom nog ou begeertes in my op. Hier kom emosies in my op. Ek het dan nou 'n kind van die Here geword, ek het dan by die noupoort ingegaan. Maar kyk, hier het ek weer kwaad geword. Of hier is ek weer jaloers, of hier skinder ek. En dan in my liggaam miskien, is daar siektes. Ek is dan nou 'n kind van die Here. Ek het 'n vriendin wat nou vir die tweede keer met kanker gediagnoseer is. En die Here het eintlik nou wel klaar vir haar weer aangeraak. Maar dit is eintlik in die tyd wat sy so by die Here is en so net wil doen en doen wat hy wil. Maar so haar liggaam is eintlik afgetakel. Maar God wil hê ons moet dit wat in die gees plaasgevind het, moet 'n impak maak op my emosies, op my denke en op my liggaam. Die waarheid wat plaasgevind het, moet nou deurbreek in my denke. Miskien was jou denke so aangetas, of mense het dalk van jou so slegte goed gesê, dat jy later in jou denke geglo het, dit is wat ek is. Ek is verwaand. Ek is onbeskof. Ek gaan niks word nie. Dit is besoedelde denke wat Satan in ons ingesit het en deur mense en deur onsself. En nou kom God en hy kom en hy werk in die denke waar jy gesê het, nee, ek gaan niks van word nie. Nou sien ek myself deur God se oë, deur God se woord, deur sy gees en hy sê, maar ek het 'n plan met jou lewe. Jy's met 'n doel gemaak. En nou moet God se waarheid moet nou deurbreek in my denke, my gedagtes. Dat ek net nog vir iemand gesê in die groepie, sy sê, ag, ek is so skaam, en ek sê toe vir haar, maar, en ek was so bang altyd, maar ek spreek dit nie meer uit, van ek is nog so bang nie, as dit al verby is nie, want as jy daar bly hou by, jou ou denke van, ek is so skaam, dan gaan ek nooit vrykom nie. As jy vir die Here sê, ek is so skaam, maar, help U vir my, kom ontmoet my by my skaamheid, dan vat hy vir jou verder. Here, ek is so bang, dan kom ontmoet hy vir jou daar, en hy help vir jou om te besef, jy is nooit alleen nie, ek is met jou. Maar soos aan mekaar net gaan sê, al het die Here vir my gesê, ek is by jou, en dan sê ek is so bang, en dan sê die Here, ek is by jou, ek is so bang, dan wil ek mos sê, sy waarheid moet inbreek, inkom, in my werklikheid nie. Nou, ek is nou so bietjie af, maar toe ek dit voorbereid, toe ek gedink aan die volk van die Here in Israel. Nee? Israel was in Egipte, dit is nou die Jode, nie? Hulle was in Egipte, waar hulle in slawerny was. Hulle was ander mense se slawe, maar eintlik was hulle die volk van God. En God het vir Moses gevra om vir hulle om die volk gekies, om die volk uit Egipte uit te lei. Want God het 'n land, 'n beloofde land vir hulle in gedagte gehad. Maar iemand het hy gekies om hulle uit Egipte uit te bring. En in Egipte wat daar gebeur het, daar was 'n klomp ander, hulle is die volk van God, en die volk van God sê, daar is net een ware God. Die ander gode is almal afgode, en hulle glo in God van Abraham en van Isak en van Jakob.
En hulle doen wat God wil hê hulle moet doen. Hulle is alleen aan God gehoorsaam. En toe, terwyl hulle daar is, begin hulle die dinge doen van die ander volke. Hulle begin saam die afgode dien. Hulle raak maar net so besmet. En God sê, ek wil my volk hier uitkry uit hierdie Egipte land uit. En God het dit moontlik gemaak dat hulle uit Egipte land uit gekom het deur Moses se leiding. Moses het vir hulle voorgegaan. En toe kom hulle deur die Rooi See. En nou, dis 'n oorwinning, want hier is 'n see voor hulle. En hier is die Farao, onder wie hulle gedien het. Hulle was sy slawe. En Farao hou nie daarvan dat hulle nou uit moet gaan en nie meer sy slawe moet wees nie. So Farao en sy manskappe het agter hulle aangekom. En God maak dit moontlik dat die see oopgaan. 'n Wonderwerk. Sy volk gaan deur. En wow, as God so 'n groot wonder doen. Ek sit mos net uit, wat is volgende? Wat is volgende? God vat hulle daar deur. Toe hulle deur is, toe Farao se manne daar in die see is, toe word weer die water kom weer by mekaar. En aan die einde van die dag het hulle verdrink, maar die Israeliete is gered, hulle deurgekom. Nou sal hulle sê, wow, in die beloofde land. In die plek waar God wil hê hulle moet wees. Maar waar het hulle geland? In die woestyn, nie? Hulle het in die woestyn geland. En ek gaan vir julle gou lees in Deuteronomium 8, vers 21. Dis nou toe God nou klaar die volk deurgevat het. Nou word hier geskryf dat julle hoef dit nie op te gaan blaai nie, maar julle kan dit dalk neerskryf as dit nou nie naby is. Dit is die 5de boek in die Bybel. En God sê vir hulle, hulle kan nou terugkyk. Jy moet onthou wat het alles in die woestyn gebeur. Vers 21. Jy moet onthou hoe die Here jou God. Kom ons raak gewoon net rustiger asseblief. Dit is Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Maar julle kan hom maar net neerskryf, nie? Deuteronomium 8, vers 21. Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou 40 jaar lang in die woestyn gelei het. So die volk is nou vir 40 jaar lang daar gewees. Hy het dit gedoen. Nou God het 'n doel gehad. Hulle is uit Egipte uit. Nie? Uit die slawerny uit. Maar Egipte is nog nie uit hulle uit nie. Want hulle het begin leef soos die mense. Hulle het ook begin ander gode dien. En ons is uit die wêreld uit as ons daar by die noupoort inkom. Maar die wêreld is in werklikheid nog so baie in ons. Hy is nog so baie in ons denke, in ons emosies. Ons het die skade van in ons liggame ook van die wêreld. En hy sê en hoogmoed, en hy sê hy het dit gedoen om jou nederig te laat word, om jou op die proef te stel, sodat hy kan weet wat jy dink. Hy wil weet hoe hulle dink, of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. En hy het dit met swaar kry, jou met swaar kry laat honger ly, en toe met manna. Dit is nou kos wat God uit die hemel het gegee het, vir hulle gevoed. Iets waarmee nog jy en nog jou voorvaders bekend was. Hulle was nie daarmee bekend nie. Hy het dit aan hulle gedoen om hulle te leer dat 'n mens nie net van brood alleen leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. En dan verder sê hy het hulle geleer dissipline in die woestyn. Want hulle het sommer lekker hand uitgeruk. En om gehoorsaam te wees, en om weer die Here te dien. En hy wil hulle bring by 'n land met fonteine, met waterstrome. En dit is wat God met ons wil doen. Hy wil
uit ons uit sekere goed, maar hy wil in ons ander goed kom inbou, wanneer ons die pad saam met hom loop. Ek het nou nie baie tyd nie. Ek het eintlik so 'n jaar nog gepraat, maar ek het nou min tyd, so ek gaan nou net vir julle 'n paar van die goeters. Die Here vat vir ons op hierdie nou pad, nie? In die wêreld is ons so vol van onsself, en ook in hierdie tyd waarin ons lewe, is dit oor menseregte. Ek wil en ek kan. So, die pad van die wêreld om suksesvol te raak, moet jy moet eintlik op mense trap, al hoor, nie? Sodat jy kan sê, joe, ek is baie oulik, ek kan. Maar weet julle, die pad na die hemel, na die ewigheid, wat God vir ons opvat, is om daai, ek kan, ek wil, ek sal, ek is so slim, ek is so cool. Hy wil dit afbreek. En hy wil ons stroop van onsself, sodat hy sy lewe deur ons kan lewe. Hy wil ons stroop van goeie goedjies, van ons kerkse gewoontetjies. As ek dit doen en as ek dit doen, gaan ek vir God behaag. Maar God sê, jy kan my nie behaag deur dit te doen nie. Het jy al begin doen wat ek wil hê jy moet doen? Of doen jy soos jy dink jy moet vir my dien? En God vat vir ons, hy het vir my al baie keer bring hy vir my tot by 'n punt, want die way up vir die Here, om by die Here op te kom, is the way down, is om hier op die grond te kom. Jesus het gekom as nederig, en ons kan nie groei in die Here, en word wat ons moet wees in die Here, as ons vol van onsself is. Dat ons moet afkom, ons moet gestroop word, totdat ons op 'n punt kom, wat ons sê, Here, ek kan nie, ek het niks in myself om U te dien nie. Ek het gedink, ek het goed om op te roem. Toe die Here vir my op 'n stadium deur die woestyn vat, het ek nogal baie dinge gehad in myself om op te roem. En die Here stroop vir my van alles af, van my vriende af, van aansien af, van my akademiese agtergrond. Jy het mos nou 'n graad agter jou naam en jy gedink, nou kan jy die ding doen. Tot die Here sê, niks. En daar waar jy kom op 'n punt van, ek kan nie, dan kom God en hy ontmoet, en sê God, ek wil, ek sal jy vir my toelaat, om jou God te wees, om vir jou te leer, hoe jy vir my moet volg, om aan my koninkryk te werk, en om my wil te laat geskied, en nie meer jou wil nie. En weet julle, hierdie pad, jy raak al hoe meer ongewilder. Eers is jy ongewild en in onguns by die wêreld, want Jesaja 59 sê vir ons, hy praat daar van die wêreld wat so verval het, dan staan daar, die waarheid het verdwyn, vers 15, wie ophou om kwaad te doen, word daaroor vervolg. As jy by die Here uitgekom het, en jy sê, Here, ek gaan nou vir U volg, en daar word nou 'n snoeisker op die plaas gesteel, en almal weet wie dit is, en die boer kom om en hulle vra, en jy sê, ek gaan nou nie meer die leuen leef nie, en jy staan op vir die waarheid, en jy sê, meneer, ek weet, wie gaan die skuldige een wees op die plaas? Almal gaan vir jou nyl. Die waarheid het verdwyn, en wie ophou om kwaad te doen, word daaroor vervolg. So as jy hierdie pad verloop, gaan jy teenkanting kry. Maar nog verder, jy gaan teenkanting kry self met jou boeties en sissies wat saam met jou die Here dien. Want jy luister nou nie meer na hulle stemme nie. Jy kry 'n opdragte van God af. En jy gaan doen wat God wil hê jy moet doen. En baie keer is dit in stryd met wat almal nou besig is mee.
Maar as God vir jou sê, dan moet jy kies, vir wie gaan ek gehoorsaam? Jy hoef nie aan iemand te verduidelik nie. As daai ding wat jy nou moet doen en gaan doen, uit God gebore is, en jy het dit op jou knieë by die Here gekry, maak nie saak wat mense sê nie. Dan is dit soos Esther wat, ek kan nie vir julle nou van Esther vertel nie, maar Esther, gaan lees die boek Esther, sy het gegaan, want sy het by die Here hierdie opdrag gekry, om vir haar volk te gaan, voor die koning te kom, en die koning kon vir hulle doodmaak het, en sy het voor die koning gaan stap, in 'n baldnis, want dit het sy by die Here gekry, hy het vir haar gesê, en mense het gesê, jy kan nie gaan nie, jy gaan doodgemaak, maar sy het geweet, al moet ek doodgemaak word, al moet ek vervolg word, sal ek doen wat die Here vir my gedoen het. As ek weet nie, ek sê, Here, dit is te groot vir my, ek huil voor Here, en ek voel baie keer, joh, maar dit is die pad wat die Here met ons wil loop. Wil jy hom behaag, of wil jy mense behaag? En vandag wil ek soos, dink het was dit nou Joshua, wat gesê het, ek in my huis, ons wil die Here dien. En dit is ook in my hart, al weet ek nie hoe aldag, en jy weet nie eers duidelik aldag, die Here gee nie vir jou 'n uitgesitte plan nie, want jy moet hom dag vir dag, oomblik vir oomblik, sy gees wat in jou is, moet jy vertrou op hierdie pad. So jy het nie eers die plan nie, is jy bereid om God te volg, al weet jy nie waar jy nie. Maar om hom op sy beloftes te vat, van ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Niemand wat sy vertroue in die Here stel, sal teleurgestel wees nie. Is jy bereid om mense wat vir jou sê, ag, jy's mal, hoekom gaan doen jy dit? Baie keer is dit, hoekom gelos jy jou werk en die Here het vir jou ander opdrag gegee? Is jy bereid, al sien jy nie, hoe gaan die Here voorsien nie, maar om vir God op sy woord te vat, en die gees van God wat in jou is, te vertrou. Dit is die pad. En die Here sê, as jy wil omdraai, kan jy omdraai. Maar ek kies in die geloof, en ek wil amper vir julle ook, die wat hier sit, sê, Here, ons kies om u pad te loop. Ons kan dit nie loop nie. Ons gee onsself oor aan u. En ons is bereid om u roekeloos te volg. Al is ons soos dwaase in hierdie wêreld. Want wat ons doen, maak nie sin vir die wêreld nie. Dit maak baie keer vir onsself sin nie. Maar ons weet, wie het vir ons die opdrag gegee om dit te gaan doen. God is getrou. Hy doen altyd wat hy sê. En hy gaan vir altyd met ons wees. Toe ons daar op die breë pad geloop het, het ons alleen die pad geloop. En nou, as ons op die smal pad loop, sal ons nooit weer alleen wees nie. Al verlaat al die mense vir jou. God is altyd by jou. Daarmee gaan ek afsluit. Here Jesus, dankie. Dankie dat u vir ons op hierdie weg vat, want u wil vir ons in die beloofde land laat inkom. En u wil al reeds hê in hierdie wêreld, dat ons die skatte van die beloofde land kan in ontvangs neem. Here, dat ons al in hierdie wêreld in oorwinning kan leef. Dat ons in hierdie wêreld waar daar geen hoop is nie, dat ons met hoop kan lewe, want u is die hoop in ons. U is die liefde in ons. U is die vrede in ons. Dankie, Here. Ons kan hierdie pad nie los van u afloop nie. U het gesê, soos wat ek en die Vader een is, moet julle ook een wees. En help ons om in hierdie eenheid te wandel, saam met u, want sonder u kan ons niks doen, Here. Maar in u kan ons alles doen, is ons tot alles in staat. Here, u is so goed. Ons eer u en ons loof u, Here. Dankie, dankie, dankie. In Jesus se naam. Amen. En